Geliefdes, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar en die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefdes, genade, barmhartigheid en ook vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here uit Gesang 497, strofe 1 en 2. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 239, strofe 1 en 3.
Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 188, strofe 3. Geliefdes, ek wil vra dat die twee voornemende diakens asseblief na vore sal kom. Jessica, Ruwan, kom staan hier voor asseblief. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, God gebruik mense om sy werk in die kerk en ook in die wêreld te doen. Daarvoor rus die Heilige Gees gelowiges met gawes vir hulle dienswerk toe. God roep ook sekere mense om besondere dienswerk te verrig. Die Bybel getuig dat hierdie dienswerk van vroeg af in die kerk bestaan het. Hierdie bedieninge het onder andere gestalte gekry in die verkondiging, die gee van leiding en versorging. Dit het ontwikkel tot die ampte soos ons dit vandag ken, naamlik die ampt van predikant, ouderling en ook diaken. Om hulle dienswerk te verrig, behoort ouderlinge en diakens die woord van God ywerig te bestudeer, eredienste getrou by te woon en in toewyding aan God te lewe. Uit dankbaarheid vir die liefde en genade van God en Jesus Christus reik ons uit na mense. Diakens moet die gawe hê om nood in die gemeente en gemeenskap raak te sien. Hulle behoort ook middele te vind om hulp te verleen en die gemeente aan te moedig om mekaar en ander se laste te dra. Hierdie versorging gaan altyd gepaard met die verkondiging van die evangelie van liefde en hoop. So word God se barmhartigheid in die wêreld sigbaar. Geliefde broer en suster, God het julle deur sy gemeente geroep om hierdie dienswerk wat aan u voorgehou is te verrig. Voordat julle as diakens bevestig kan word, moet julle eerlik op die volgende vraag antwoord. Glo julle dat God julle deur die gemeente tot hierdie dienswerk geroep het?
Glo julle dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is, bekend maak, soos belig ook in ons belydenis. En beloof julle om hierdie werk getrou en met toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen. Wat is hierop jou antwoord, Rowan? Jessica? Liefdes, ek wil vra dat die kerkraadslede wat vanmôre hier teenwoordig is, ouderlinge en diakens, asseblief na vore sal kom en hierdie twee jong mense 'n handdruk sal gee. En nadat ons die handdruk gegee het, gaan ek vra die kerkraad agter hulle sal stelling inneem aan weerskante van my en dan sing ons vir hierdie twee jong mense die seënbede uit Gesang 268. Asseblief broers en susters. Maak hom so verby my beweging. Agter hulle staan. Julle twee jong mense sien dat julle deel is van 'n groot verantwoordelikheid. Deel is van 'n geloofsgemeenskap. En hierdie kerkraad ouderlinge en diakens is daar as julle geestelike ouers om ook julle te help en te begelei met hierdie groot taak en groot verantwoordelikheid. Want dit is 'n groot voorreg en dit is 'n groot genade om deur God raak gesien te word, om deur God geroep te word en deur God gebruik te word. In die gemeente asseblief ontvang ook hierdie twee jong mense met liefde en met deernis en ondersteun hulle ook in die werk waartoe ons Hemelse Vader hulle ook geroep het. Ek wil vra dat ons asseblief, u kan so bly sit, vir hulle die seënbede sal toesing uit Gesang 268. Geliefdes, voordat ons vanmôre die Here se woord gaan oopmaak en daaruit gaan lees, wil ek vra dat terwyl jy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Ons Hemelse Vader, ons sê so maklik dankie. Maar Heer, hoeveel keer dink ons werklik na oor wat dankbaarheid is? Dankbaarheid moet ons hele wese raak. Dankbaarheid moet ons denke, ons woorde, ons optrede rig en bepaal. Nou as ons vanmôre hier by een is en ons kyk terug na 'n dag soos gister, dan sien ons u seën raak. Dankie vir die pragtige weer waarin ons kon arbei ook vir die voortbestaan van hierdie gemeente. En dan op 'n dag soos hierdie, Here, dank ons U ook dat ons twee jong mense in die ampt kon bevestig, ook
vir die voortbestaan van u gemeente, u kerk. Ons dankie Heer dat ons mag deel wees van hierdie geloofsgemeenskap. Hierdie broers en susters in die geloof. Ja Heer, ons is die bewus van ons tekortkominge, ons weet ons is sondaars. Ons is maar mens en soos 'n familie het ons ook maar soms verskille van menings en opinie. Maar bo dit alles, Here, strek u liefde en u genade. Dankie dat ons daar kan wees vir mekaar. Dankie dat ons kan saamwerk, kan saam bid, ook saam kan huil, saam vertroos kan word en saam bemoedig kan word. Ja, Heer, daar is ook maar onweerswolke oor hierdie wêreld. Ons is elkeen maar die bekommerd. Want dit raak nie net ons sakke nie. Dit raak ook ons harte. Dit maak ons moedeloos en ons worstel en ons stoei met soveel vrae. Maar dan Heer, ons hier in die ruimte van u huis as u huis. Daar bid ons, bemoedig en versterk ons deur u woord. Want ons weet, Heer, dat u is die Almagtige en u is in beheer en u het ons nog altyd deur soveel krisisse gedra en versorg. So bid ons, skenk aan ons weer daardie hoopvolle hart, daardie hart van diepgaande geloof, ons oë gerig op u. Vader, ons bid vir ons broers en susters wat deur krisisse gaan, die wat besig is met behandelings, die wat moet ingaan vir operasies, die wat moet staan by 'n oop graf. Vader, ons bid, gee vir elkeen daardie genade, genesing, vertroosting, bemoediging, versterking wat hulle nodig het. Maar mag elkeen binne hulle bepaalde omstandighede altyd wees, hulle is nie alleen nie. U is daar, u verstaan. Ag Vader, daarvoor loof en dank en prys ons u in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons maak vanmôre die Here se woord oop. En ons gaan saam lees daar uit die profeteboek Jeremia. Jeremia hoofstuk 15, daar vanaf vers 10 tot en met vers 21. En die opskrif van hierdie gedeelte is Jeremia se klagte oor sy lewenslot. Wee my, ag my moeder, dat u my in die wêreld gebring het, 'n man wat aankla en stryd voer met die hele land. Ek het nie uitgeleen nie, en hulle het nie aan my geleen nie, maar almal vervloek my. Die Here het gesê, waarlik, ek sal jou onversetlik maak tot jou beswil. Waarlik, ek sal vir jou by die vyande intree in tye van onheil en nood. Kan iemand yster breek? Yster uit die noorde of koper? Jou rykdom en skatte sal ek as buit gee, nie vir geld nie, maar as die prys vir al jou sondes en as die prys vir jou hele grondgebied. Ek sal jou 'n slaaf maak van jou vyande in 'n land wat jy nie ken nie. Want 'n vuur aangesteek in my toren, sal telkens teen julle opvlam. U weet dit self, Here. Dink aan my. Sien om na my. Wreek my op my vervolgers. Moet my nie wegneem ter wille van u geduld met ander nie. Besef tog dat ek oor u bespotting moet verduur. Toe u woorde gevind is, het ek hulle verslind. U woorde was vir my 'n vreugde, 'n genot vir my hart. U naam is immers oor my uitgeroep. Here, God van alle magte. Ek het nie in die kring van uitbundiges gesit nie, en ek was nie uitgelate nie. Vanweë u hand
het ek alleen gesit, want U het my met verontwaardiging gevul. Waarom is my pyn onophoudelik? Waarom is my wond ongeneeslik? Wil dit nie gesond word nie? Het inderdaad vir my geword soos 'n bedrieglike stroom water, wat nie standhoudend is nie. Daarom, so sê die Here, as jy jou bekeer, en ek jou toelaat om jou te bekeer, sal jy in my diens staan. As jy woorde wat waardevol is uitspreek, en nie wat waardeloos is nie, sal jy weer my segsman wees. Hulle moet na jou terugkeer, jy moet nie na hulle terugkeer nie. Ek sal jou vir hierdie volk 'n versterkte stadsmuur van koper maak. Hulle sal teen jou veg, maar nie die oorhand oor jou kry nie, want ek is met jou. Om jou te verlos en jou te red, is die uitspraak van die Here. Ek sal jou red uit die hand van die slegte mense, jou bevry uit die greep van geweldenaars. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefde, ons gaan nou saam sing daaruit Gesang 528 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. Geliefdes, ons teksverse vir oggend se prediking kom daaruit vers 19. Daarom, so sê die Here, as jy jou bekeer en ek jou toelaat om jou te bekeer, sal jy in my diens staan. As jy woorde wat waardevol is uitspreek en nie wat waardeloos is nie, sal jy weer my segsman wees. Hulle moet na jou terugkeer. Jy moet nie na hulle terugkeer nie. Hulle moet na jou terugkeer. Jy moenie na hulle terugkeer nie. Die vraag vir môre is, wie is nog bereid? In hierdie tyd geleef van ons bestaan, is dit dalk 'n baie aktuële vraag. Wie van ons mense is nog bereid om op te staan vir die geloof? Wie is nog bereid om daardie ekstra myl te stap by wyse van Spreuke? Wie is bereid om op te staan en 'n woord te spreek? Wie is nog bereid om die minste te wees? Ja, geliefdes, op daardie gedagte kan ons maar voortborduur. Vanmôre het ons die voorreg gehad om deel te kon wees van twee jong mense
wat hulle self bereid verklaar het om diensbaar te wees. Natuurlik hoef mens nie op die kerkraad te dien om diensbaar vir die Here te wees nie, maar as gelowiges daar waar ons onsself elke dag bevind, moet ons bruikbaar, diensbaar wees. En hierdie gedagtes bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, hier uit Jeremia hoofstuk 15. Ons lees hier van 'n jong priester wat geroep was destyds om 'n profeet te wees. Nou, om 'n profeet te gewees het in die Bybelse tyd, was aanvanklik vir profete 'n groot eer. Dit was 'n daad van ywer vir God, 'n oomblik van aansien, hoe groot voorreg om deur die almagtige God raak gesien te word en geroep te word. En dit in Jeremia se geval op 'n baie vroeë ouderdom. Maar geliefdes, Jeremia sou spoedig leer dat hierdie roeping allermins 'n oomblik van groot eer was. Dat dit eintlik vir hom baie ellende en probleme veroorsaak het. Jy sien geliefdes, die gemiddelde profeet in daardie tyd het groot aansien beleef by mense, veral die profete wat vir die mense vertel het wat hulle graag wou hoor. Ons vergeet baie kere dat saam met die profete van die Bybel daar ook talle ander profete was. Ons dink ook uit Jeremia later, lees ons van die valse profeet Genanja. Daar was ander. En ons weet dat die volk ook graag na daardie profete gaan luister het. Want dit wat hulle gesê, dit wat hulle gedeel het, was vir die mense gaaf en aanneemlik. Hierdie volk het geglo dat hulle onaantastbaar was. En nou kom Jeremia en hy spreek hierdie profete woord. Hy sê vir hulle direk dat die Here het gesê, ek moet vir julle sê dat julle einde is op hande. Dat julle gaan weggevoer word in ballingskap en julle moet daarby berusting vind en die Here gaan julle straf vir julle sondes. Nou in daardie tyd het hulle natuurlik konings gehad en Jeremia sou in sy bedieningstyd 'n klomp konings sien kom en gaan. Ons dink aan Jojakim en Joas en Josia en Sedekia. En hierdie was ook bepaalde konings met bepaalde vermoëns. En hulle het geglo dat hulle die volk kan begelei deur die politieke onstabiliteit. En daarom was daar hierdie stryd tussen die Babiloniërs en die Egiptenaars. Baie interessant om na hierdie politieke spel weer te gaan kyk wat agter die profeteboek Jeremia lê en Jesaja en die ander profete, soos ook met Esegiel. Ons moet ook verstaan dat hierdie gebeure binne in die Bybel was nooit geïsoleerd nie, maar was altyd maar verweef binne die alledaagse lewe, soos dit ook maar vandag is. Hier waar ons vanmôre ook by mekaar is ons lewens ook maar ingeweef met dinge wat in die wêreld gebeur. Die onstabiliteit daar in die Midde-Ooste raak ons, die oorlog. Ja, ons raak trouens die bekommerd oor wat die impak werklik gaan wees. En so was dit ook maar in die Bybelse tyd. En daardie leiers, die konings en die familiehoofde en so meer, het maar probeer om die volk deur hierdie stormwaters te lei. Hulle versekering was egter, die basis waarvan af hulle gewerk het, was dat God hulle altyd sou help. Hulle was trouens sy uitverkore volk. Daar was die tempel in Jerusalem, waar hy gewoon het. Daar was Dawid stad gewees. En hulle het geglo dat God eintlik in 'n posisie was dat hy hulle moes help. Hy het eintlik geen ander keuse gehad nie, want het hulle geredeneer, dit gaan oor die Here se eer. Ons lees ook iets daarvan in hierdie klagskrif of griefskrif van Jeremia. Dit gaan oor die Here se eer. Dit as die Here ons sou versaak, ons in die steek sou laat, dan sou die ander nasies mos nou neerkyk, nie net op ons nie, maar in die besonder op God. Want dan sou die ander volkere en nasies uitroep, maar kyk, Israel se volk is swak, hy bestaan nie. En dan sou God se eer skade ly. So hulle het so
bepaalde versekeringspolis gedagte gehad, sou ons vandag sê. Hulle was verseker dat niks sou gebeur nie. En dan kom die profeet Jeremia en hy sê vir hulle, julle moenie so versekerd wees nie. Die Here gaan julle verlaat, want julle het hom verlaat. Nou soos ons reeds gesê het, broers en susters, dit was nie 'n gewilde boodskap nie, dit het nie baie mooi en goed op die oor geval nie. En die gevolg daarvan is dat Jeremia een kant toe geskuif is. Hulle het neergekyk op hom, hulle het hom bespot, hy was belaglik, want hy was trouens ook op hierdie stadium nog 'n redelike jong man gewees. En Jeremia was 'n mens. Onthou, profete in die Bybelse tyd was nie bonatuurlike wesens gewees nie. Hulle was nie engele gewees nie. Hulle was gewone mense met 'n bo-menslike opdrag. En as mens het Jeremia ook hierdie teenstand beleef en dit het hom diep geraak. Daarom dat hy ook hier vanaf vers 10 dit ook verwoord en eintlik sê dit sou beter gewees het as hy nie in hierdie wêreld gekom het nie. As hy nooit gebore was nie. Hy sê want hierdie ellende wat hy beleef is nie deur sy toedoen nie. Hy skuld niemand niks. Hy het nie met die mense gaan moeilikheid soek nie. Hy het niks met die mense te maak nie. Dit sou trouens hom eintlik veel makliker en beter gewees het as hy maar net aangegaan het om 'n priester te wees, daar veilig in die ruimte van die tempel. As hy die Here maar net daar gedien het op sy manier, dan was sy lewe net soveel makliker. En indirek sê hy, maar dis die Here se skuld. Die Here het hierdie spanning in sy lewe veroorsaak. En daarom as hy dan ook begin met hierdie griefskrif of klagskrif teen die Here, dan eis hy van die Here dat die Here hom moet help. Hy sê hy moet van hierdie vyande ontslae raak. Dis die Here se skuld. Hy dring daarop aan. Hy raak verontwaardig. Ja, hy gaan selfs verder. Om dan ook maar so 'n Elia oomblik te beleef, soos ons sou kon sê, daar by die besembos. Ons ken die verhaal van ou Elia, daar in 1 Konings 19, waar ou Elia ook moedeloos raak met die Here en sê, Here, ek kan nie meer nie. Dis net ek wat oorgebly het. Niemand luister na my nie. Selfde as in Jeremia se geval, niemand luister na hom toe. Luister na hom nie. Waarom? Wat is die sin? Wat is die doel daarvan? Dit gaan soveel dat hy vra na die sin en die betekenis van sy eie lewe en sy eie bestaan. Dieselfde as met Elia. Maar weet jy, broer en suster, hy sou nie die eerste en die laaste wees nie. Later, in hierdie einste Jeremia boek, lees ons van sy sekretaris, ou Baruch, wat dieselfde verwoord en sê, Here, dit is klaar. Here, ek het genoeg gehad. Hoeveel sou volg? Hoeveel keer is daar nie van ons wat ook al op 'n punt gekom het van moedeloosheid en vra, ag, wat is die sin en die doel en die betekenis daarvan nie? Waarmee ek as gelowige ook in my lewe mee mag besig wees? Hoekom? Wat verwag die Here van my? Baie kere kom 'n mens tot daardie gevolgtrekking om jouself die vraag te vra en jouself te bejammer om te sê, maar verwag die Here nie 'n bietjie te veel nie? Baie kere gaan ons self so ver om die Here te beskuldig. Dis die Here se skuld. En Here, U moet dit uitsorteer. Ons lees hier die woorde hier in vers 18 van ou Jeremia. Hy sê, waarom is my pyn onophoudelik? Waarom is my wond ongeneeslik? Wil dit nie gesond word nie? U het inderdaad vir my geword soos 'n bedrieglike stroom water wat nie standhoudend is nie. Dis harde woorde. Hier is die kloof tussen Jeremia en God. En Jeremia plaas die skuld daarvoor volledig op God se skouers. God is die oorsaak. En dan in ons teksgedeelte, broers en susters, antwoord die Here vir Jeremia. En ons lees nie dat hy Jeremia vertroos of pamperlang of sê, ag, jy het my verkeerd verstaan, kom ons praat weer, ek sien jou ellende raak nie, ek is jammer, ek weet, ek verwag te veel van jou nie, jy is maar net nog 'n jong man, wat nog besig is om jou weg te vind. Nee, die Here doen dit nie. Die Here antwoord hom hard en beslissend, hy sê vir hom, bekeer jouself.
Kry 'n greep op die lewe, soos ons vandag sou sê. Daardie woorde wat my pa vir my baie keer in my lewe gesê, toe ek 'n jong man was, onthou my kind, die lewe skuld jou niks. Dis wat die Here hier vir hom sê, ek skuld jou niks. Bekeer jouself, net soos die volk. Aan die ander woorde, die Here sê vir Jeremia, man, jy is dieselfde as hierdie mense. Jy is nie beter as hulle nie. Jy het gedink om 'n profeet te word, is hierdie besonderse eervolle posisie. Dis nie. Bekeer jouself, net die volk. Julle het geen reg op my nie. Ek skuld julle niks. Ek het jou gestuur met 'n bepaalde opdrag, Jeremia, en jy moet dit gaan vervul. Jy moenie waardelose woorde spreek nie. Spreek woorde wat waardevol is. Doen dit wat ek van jou verwag. En ons weet ons nie net met Jeremia nie, ons het gesien ook destyds met Bybelstudie in Esegiel, het die Here ook hierdie selfde harde woorde vir Esegiel gesê. En nou kan ons môre dink, maar die Here is daarom koud, harteloos, wreed, genadeloos. Nee. Die Here het vir Jeremia geroep, omdat die Here in Jeremia iets raak gesien het wat hy wil gebruik. Hy weet wat Jeremia se vermoë is, en hy weet dat Jeremia gaan swaar kry, daarom dat hy ook die belofte maak en sê, maar ek is met jou, ek gaan jou soos 'n bronsmuur maak, hulle sal nie oorweldig en vernietig nie. Maar jy moet hierdie volk voortgaan, hulle moet jou volg, nie jy vir hulle nie. Jy moet nie handdoek ingooi nie, jy moet nie moedeloos raak nie. Jy het nog steeds 'n besonderse opdrag, en ek is met jou. En dit, geliefdes, moet ons ook maar weer van tyd tot tyd weer hoor. Dat die Here in elkeen van ons ook iets besonders raak gesien het wat hy wil gebruik. Ons sien in vandag se dae wat soveel mense worstel en stoei met die doel van die lewe, en baie mense is by hierdie lewensafrigters, sodat hulle die sin van die lewe kan vind, en mense is so bekommerd oor hulle nalatenskap. Lyk my daar is ook 'n Amerikaanse president wat daarmee worstel. En tog, broers en susters, het die Here reeds ons waarde raak gesien. Elkeen van ons het 'n doel in hierdie lewe. En nou kan jy vra, maar wat is daardie doel? Eenvoudig. Om voor te stap vir God. Om diensbaar te wees vir God. Ongeag waar u ook al mag bevind, as 'n ma of 'n pa, as ouers in jou huisgesin, daar by die werksplek, jy hoef nie die besturende direkteur van 'n maatskappy te wees om 'n impak te maak nie. Dis die manier hoe jy leef. Weet jy, broers en susters, leierskap in hierdie lewe is baie kere nie te vind in strukture van leierskap nie. By wyse van spreek is dit baie kere daardie gewone man op straat wat die leiding gee, wat die impak maak. Baie kere daardie mense van wie jy die minste verwag, sal 'n wyse woord spreek of rigting aanbied. En dis hoe die Here ons geroep het. En ek hoop vanmôre dat hierdie twee jong mense en ons elkeen ook weer besef, maak nie saak wie jy is, hoe oud jy is of wat 'n posisie jy beklee, om diensbaar te wees vir die Here nie. As daar een voorbeeld in die woord van die Here is, dan vind ons dit juis daar in die Nuwe Testament met die Here Jesus Christus. Ons besef dit nie. Ons kyk en bely die Here Jesus as die Seun van God, wat hy inderdaad was en is. Maar in die oë van die wêreld, toe die Here Jesus begin het om te werk, wie en wat was hy? Hy was die seun van 'n timmerman. Hy was 'n handewerker, hy het met hout gewerk. Hy kom uit Nasaret, 'n gehuggie. Maar die Here stuur hom as sy seun. En die Here laat hom groot word daar in Nasaret, en hy leer by sy pa wat handewerk doen.
Hy word nie groot in die tempel daar in Jerusalem nie. Hy word nie groot daar in die paleis van die koning nie, nee. 'n gewone man wat die seun van God is. En ons lees ook dat aanvanklik dit ook nie goed gegaan het nie. Toe die Here hier op aarde was, het die mense hom verag en belaster en beswadder, neergekyk op hom. Sy eie mense in Nasaret, soos ons lees daar in die Lukas Evangelie, wou hom om die lewe bring. Die skrifgeleerdes en die priesterhoofde en al die hooggeplaastes, al die mense met eer en aansien, vra vir hom met watter mag tree op? Wie het die mag vir jou gegee? Wie is jy? En dan lees ons later daar ook in Matteus 26 dat hulle bose planne beraam om hom om die lewe te bring. Dis wie die Here Jesus was. En nou kom daar die tergende vraag wat 'n professor by geleentheid vir ons in die klas gevra het, 'n professor Wally de Silva. En hy het die opmerking gemaak 'n dag daar in die Hebreëse klas toe hy gesê het, onthou net, vra jouself altyd die vraag, wat maak jou beter as die liewe Heer, dat jy beter behandel gaan word in hierdie wêreld? Die broers en susters, is nogal iets om oor na te dink. Wat maak ons beter? Anders gesê, wat verdien ons beter? En tog stap die Here met ons op pad, en tog gebruik die Here ons. Ou Jeremia het inderdaad tot inkeer gekom. Hy het sy lewe en sy posisie weer in oënskou geneem, en hy het sy werk gaan doen. Hy het sy dienswerk gaan verrig soos wat die Here van hom gevra het. En die Here was met hom, dit was nie altyd maklik nie. Op 'n stadium soos hy vlug vir sy lewe. Maar dat hom nie doodgemaak nie. En die werk wat hy gedoen het was so kragtig dat hierdie profeteboek vanmôre in die jaar 2026 weer gelees kan word. Dat ons ook weer daaruit bemoedig kan word. Dat ons ook moet verseker word dat ons lewens is nie doelloos nie. Elkeen van ons is belangrik en kosbaar, want ons staan in diens van die Here. Broers en susters, as gelowiges en as kerk, het ons altyd hierdie versoeking. En die versoekings raak soms net meer en meer in hierdie moderne tyd, om saam met die wêreld te beweeg. Dit maak dit net soveel makliker. Maar ons sê dit weer, en by vorige geleenthede ook al gesê, dis net dooie visse, wat saam met die stroom swem. Die kerk swem stroom op. En daarom moet ons ook wees, as kerk en as gemeente, en elke gelowige wat vanmôre hier sit, en in besonder ook hierdie twee jong mense wat vanmôre bevestig is in die ampt, moet weet, nie altyd maklik om 'n kind van die Here te wees nie. Dit maak jou nie altyd gewild nie. Jy is nie by die massas in die meerderheid nie. Jy staan baie kere alleen. Maar dis waartoe die Here ons geroep het, want ons het die belofte dat die Here met ons is. Ons het die voorbeeld van die Here Jesus Christus, maar meer as dit, ons het ook die Heilige Gees. Daardie bronsmuur waarvan ons lees, hierdie beeldspraak, word verwesenlik in die uitstorting van die Heilige Gees, die Gees van God, wat elke dag met ons is. Nou, broer en suster, hoef ons nie te vrees nie, en hoef ons nie moedeloos te raak nie, maar leef ons elke dag die lewe voluit. En dit sluit aan by verlede week se prediking, want dan leef ons as mense van die lig. Die donker en die duisternis is daar, die donker en die duisternis volg ons maar soos 'n skaduwee, maar daardie skaduwee word altyd verdryf deur die lig wat skyn. Jong mense, broer en suster, ons is geroep om diensbaar te wees. Mag dit wat ons doen altyd strek tot eer van God en tot opbou van sy koninkryk. Amen. Geliefdes, ons sluit vanmôre af met daardie baie bekende gebed. Daar het Gesang 2, 7:4, strofes 1 en 2, en dit sluit ook weer so mooi aan by vanmôre se prediking, en ons sing dit staande en bidend, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën, en dan sing ons saam daar het Gesang 1:9-3, strofes 3.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.